sal jou nooit ooit vergewe oor wat jy gedoen het, Neelsie. En ek sal ook nooit ooit weer met jou praat nie. En jy mag ook nooit ooit weer by my kom speel nie. Ek dink ek haat jou. Ek's klaar met jou. Ek wil nie meer met jou praat nie. Ooit niks meer met jou te doen hê nie. Ag, ou pikkie man. Ek is so jammer. Ek het dit regtig nie bedoel nie. Asseblief. Dit was net 'n ongeluk. Ongeluk se voet. En jammer gaan beslis nie my pop regmaak nie. Ek is klaar met jou. Ek wil nie eers meer met jou praat nie. Maar pikkie, ek sê dan nou vir jou ek is jammer. Ek wil nie met jou praat nie. Nooit, ooit weer nie. Los my uit. Ek is regtig jammer, pikkie. Asseblief, moenie dat hulle almal hoor wat per ongeluk gebeur het nie. Sjoe, maar julle twee beklei daar baie lelik vanmôre. Julle, waaroor gaan dit? Wat het nou gebeur? Want julle beklei soos 'n kat en 'n hond vanmôre met mekaar. En dit nog voor die hele gemeente. En hulle hoor, kry julle nie skaam om so te beklei voor die mense nie? Ek is jammer, oom Benny. En jammer gemeente, dat julle dit moes hoor. Oor hoe kwaad ek was. Maar oom Benny sal nie glo wat gebeur het nie. Hierdie nare Neelsie het iets verskrikliks gedoen. Hy is sommer 'n krimineel of so iets leliks. Ek wil nie eers hierdie mansmens voor my sien nie. Jong, ou pikkie, jy moet nou baie stadig wees, want as 'n ou kwaad is, dan sê 'n mens baie keer dinge waar jy later spyt is. Ons noem mekaar name en ons sê lelike goed van mekaar en regtig wees versigtig. Oom Benny, dit kan nie naastenby so seer wees, soos wat Neelsie aan my gedoen het nie. Hy het my sommer baie seer gemaak. Ek sal hom nooit ooit weer kan vergewe nie, al sê wie wat. Pikkie, stadig, nooit is 'n baie lang tyd, jong. En ek dink ons moet liewers hoor wat nou gebeur het. Neelsie, jy's baie stil vanmôre, jong. Wat het gebeur? Ek probeer net uitvind wat is nou hier aan die gang. Wag, oom Benny, laat ek vir oom vertel wat hierdie monster van 'n seunskind gedoen het. Oom Benny, kyk net so 'n bietjie wat lê op hierdie rakkie van die poppekas. Nee, oom Benny, hier reg onder my. Ek wil nie eers daarna kyk nie. Ek kan dit nie handle nie. Bedoel jy hierdie babiepop? Hierdie ene wat nie hare het nie. Ag nee, dan moet oom dit nog sê. 'n Babiepop sonder hare. Oom Benny, ek het dit regtig nie as prins gedoen nie. Dit was regtig per ongeluk. Ek wou net vir Pikkie help en toe Ongeluk se voet. Jy het dit as prins gedoen. Ag Pikkie, dit was 'n ongeluk. Oom Benny sien. Ek speel nie eintlik pop nie. Maar Pikkie het aangehou. Ek moet bietjie saam met haar speel. Dan gaan sy later saam met my speel. Net wat ek wil. En ek was sommer gou moeg vir hierdie popspelery. En Pikkie wou elke keer net nog 'n rukkie en nog 'n rukkie, hare kam en mooi maak. En toe help ek haar om vinnig te maak. Neelsie, wat het jy toe gedoen? Wel, oom Benny, die pop waarmee ek moes speel, sy hare was haaglik, koekerasies, en ek was dit toe met seep en water, en maak dit droog met Pikkie se ma se haardroër. En sien, toe, dit was steeds te lank, en ek wou gaan rugby speel. Toe druk ek daar die haardroër sommer so teen die pop se kop. En, nou ja, toe smel die pop se hare so bietjie. So bietjie baie. Ja, verbeel oom Benny, 'n babiepop wat so bles is soos oom en waar gesien? Ag nee,
hoe meer ek daaraan dink, hoe kwaader raak ek. Ag, Bikkie, dit was glad nie so erg nie. Oom Benny lyk glad nie so sleg nie en die babiepop ook nie. Vergewe my man, dit was regtig net 'n ongeluk. Ek was jou maatjie gewees, maar nou is dit verby. Vir so lank as wat ek lewe, is ek klaar met jou. Ja, dis 'n baie lang tyd, Pikkie, om so klaar te wees met iemand. Maak nie saak nie, hy verdien dit. Ek gaan sommer nou huis toe, maak nie saak wat oom Benny vir my gaan sê nie, dit gaan nie help nie. Ek en Nielsie is klaar. Wie's Nielsie? Hy's niemand nie. Sjoe, Pikkie, ek wil jou graag vra, voordat jy gaan, ek wil net eers gou vir jou 'n storie vertel. Nee, wat oom Benny? Ek is nie nou lus vir stories nie. Pikkie, ek weet jy's nou baie kwaad, maar luister net eers na hierdie storie, asseblief. Nou goed dan. Nielsie, moet nie so naby my staan nie. Asseblief, ek is nog kwaad. Moenie eers vir of na my kyk nie. Ag, Bikkie, ek is so jammer. Maats, ek wil hê julle moet mooi luister na hierdie storie wat ek vanmôre vir Pikkie en vir Nielsie gaan vertel. En ek wil hê julle moet luister want dit is 'n baie belangrike storie wat ons moet onthou. Dit is 'n storie wat in die Bybel staan. En dit is eendag was een van Jesus se disippels, Petrus, besig om met Jesus te praat. En hy sê toe vir Jesus, Jesus, as iemand iets leliks teenoor my gedoen het en hulle my regtig kwaad gemaak het, hoeveel keer moet ek daai persoon vergewe as hy so iets leliks teen my gedoen het? Nou maats, julle weet mos, dit gebeur baie by die skool. Dat 'n maatjie doen iets leliks met jou, en dit maak jou seer, en dan is jy kwaad vir daardie maatjie, né? En nou vra die disipel Petrus vir Jesus, maar Jesus, hoeveel keer moet ek nou vir hierdie maatjie van my wat my nou so seer gemaak het, hoeveel keer moet ek hom nou vergewe? O, amper soos wat ek vir Nielsie kwaad is. Ja, en my nie wil vergewe nie, al sê ek is jammer. Nou goed, ons gaan hierdie storie gaan ek vir die maats vertel. Paas en maas, julle kan saam luister, julle kan saam gaan lees ook. Want hierdie verhaal staan in Matteus 18 vers 21 tot 35. Nou ek gaan dit nie lees vanmôre nie, ek gaan dit vertel vir die kinders, sodat hulle hierdie verhaal baie mooi sal verstaan. Nou maats, hierdie verhaal, is julle reg om te luister? Kom ons hoor hier, is julle reg? Goed, swaai gou die arms. Kyk, ons vou gou die arms. Sê, ons is reg. Okay. Hierdie verhaal gaan oor 'n koning. Hy was 'n baie ryk koning gewees en hy was 'n goeie koning gewees. Maar in sy koninkryk het hy toe nou eendag besluit, weet jy, ek wil 'n bietjie boeke vat. Met ander woorde, ek wil kyk wat 'n mense skuld almal vir my geld. En toe hy hierdie boeke so vat, sien hy maar een van die ouens wat vir hom werk, skuld hom miljoene rande. Nou dis baie, miljoene rande. En hy besluit toe maar hierdie man moet nou na hom toe kom, want hy wil by hierdie man hoor, wanneer gaan hy nou hierdie geld betaal? En toe hierdie man voor hom kom, toe sê hierdie man vir hom, koning, ek is baie jammer, maar ek kan vir u nie betaal nie. Ek het nie soveel geld nie. Julle en daai koning het kwaad geword. Want dink nou net vir jouself in, dat iemand skuld jou miljoene rande, en daai ou kom sê vir jou, ek kan jou nie betaal nie. En die koning sê toe, nee goed, wag, hy maak 'n plan. En hy besluit dat daardie man, sy vrou en sy kinders almal verkoop moet word as slawe. En dat hulle al hulle meubels en al hulle besittings moet verkoop en die geld wat hulle dan vir hulle kry, sal hy dan nou terugvat vir hom as 'n betaling van daai miljoene rande wat hulle vir die koning skuld. Haai, sies tog oom Benny. Dis mos baie wreed. Wil julle my ook nou verkoop? Sjoe, maat, dink net, as ons al ons goed moet verkoop en ons moet slawe word. Ag nee. Ja nee maats, dit was 'n baie kwaai koning gewees. En daarom het hierdie man wat vir hierdie koning geld geskuld het, hy toe op sy knieë neergeval. En hy pleit toe en hy huil en hy vra vir die koning, asseblief koning, moet my nie verkoop nie, moenie my vrou en kinders verkoop nie. Ek beloof, ek sal hierdie geld vir die een of ander stadium, sal ek dit vir die kant teruggee, maar ek kan dit nie nou nie. En julle gaan nie glo nie maats, daai koning het daai man so jammer gekry. Toe het hy vir hom gesê, staan op,
jy kan maar gaan. Jy hoef my glad nie weer daai geld terug te betaal. Ek vergewe jou, en ek sê vir jou, dis reg, kom ons los dit, gaan terug na jou kinders, jy hoef vir my nie 'n sent van daai geld terug te betaal. Oom Benny, dit was daarom 'n goeie koning. Hoef hy regtig niks terug te betaal het nie. Pikkie verseker, onthou, van daai miljoene rande wat hy hom geskuld het die koning gesê, jy hoef my nie 'n sent van dit terug te betaal. Sjoe, dit was regtig 'n goeie mens. Dink julle almal maats, dit was 'n goeie koning daai? Hy het 'n sagte hart gehad, né? En daarom het hy besluit, maar hy gaan hulle daai skuld afskryf. Maar maats, Pikkie en Neelsie, hier eindig hierdie verhaal nie. Hierdie verhaal gaan toe nou nog verder. Onthou nou hierdie man, hoeveel geld het hy nou weer die koning geskuld? Wie kan vir my sê? John? Miljoene, dis die regte woord. Hierdie man wat toe nou vir die koning hierdie miljoene geld geskuld het, stap toe uit daar by die paleis. En toe hy so by die paleis uitstap, toe sien hy maar, wow, hier is 'n man wat vir my geld skuld. En hy kom, maar dit was nou nie so baie gewees, dit was so R5 of so gewees. En hy kom en hy gryp daai man so voor sy bors, so om die keel. En hy sê vir hom, jy moet my dadelik hierdie geld skuld, wat jy vir my skuld, moet jy terugbetaal. Daai R5. En die man huil en die man smeek, hy sê, asseblief meneer, ek sal jou terugbetaal, gee my net nog 'n dag of 2 uitstel. Hy sê, maar ek sal jou oor 'n dag of 2, sal ek jou verseker betaal, maar moet asseblief nie iets doen nou aan my nie. En daai man besluit, nee, nonsens, jy gaan reguit tronk toe. En hy vat daai man en hy gaan sluit hom toe in die tronk, omdat hy nie daardie R5 wat hy vir hom geskuld het, nie kon betaal nie, beland hy binne in die tronk. Oom Benny, maar dis mos nie reg nie. Hy het die koning miljoene rande geskuld. En die koning het alles vergeet. Nou gooi hy iemand in die tronk net vir R5. Jy is heeltemal reg, Pikkie, net vir R5. En weet julle maats, die koning se manne stap toe daar na die koning toe, en hulle vertel vir die koning, hulle sê, koning, hierdie man wat jou nou miljoen rand geskuld het, wat jy gesê het, hy hoef jou nie 'n sent daarvan terug te gee nie. Toe hy hier uitstap by die paleis, toe kry hy 'n man wat vir hom R5 skuld. En hy het daai man, omdat hy nie daai R5 kan betaal nie, het hy hom in die tronk gegooi. Wat dink julle, het daai koning nogal kwaad geword toe hy dit hoor? Ja, maats, daai koning het baie kwaad geword. En toe besluit daai koning, gaan haal daai man. En hy het daai man laat haal, daai man wat hom miljoene rande skuld. En hy het eers met hom gepraat nie, hy het dadelik besluit, jy doen verkeerd, jy gaan tronk toe. En hy het hom in die tronk laat toesluit. En vir baie dae was hy in die tronk, en hy het baie swaar gekry. Kry vir hom, oom Benny, dit is sy verdiende loon. Hy wou mos nie daardie man wat net R5 aan hom geskuld het vergewe nie. Dit sal hom sy les leer. Hy wou mos. Haai oom Benny, hoor net wat ek sê. Hy wou nie daai man vergewe het nie. Nadat die koning hom vergewe het. Maar ek het dan dieselfde gedoen. Ek wou nie vir Neelsie vergewe het nie. O nee. Nou besef ek eers wat oom Benny vir my wil vertel. Ja, Pikkie, maats, hierdie storie wat ons in die Bybel lees, hierdie gelykenis, wil vir elke van ons 'n baie belangrike les leer. En daardie les gaan daaroor dat ons moet bereid wees om mekaar te vergewe. En ons doen mos maar lelike goed partykeer aan mekaar. En daarom moet mense, wanneer ons na hulle toe kom en sê, weet jy, ons is jammer, hoop ons hulle vergewe ons, maar baie keer moet ons ook, as mense na ons toe kom en sê, ek is jammer, moet ons ook bereid wees om te vergewe. En dan vra 'n mens baie maklik die vraag, maar hoekom op dese aarde sal ek nou wil vergewe, want daai mense het ons baie lelike goed aan my gedoen. En in hierdie gelykenis, maats, wil Jesus vir ons kom leer, omdat God ons vergewe het. Wie van julle het sonde? Van hierdie maats wat hier voor, ek sal maar my hand ook opsteek, dan voel julle nie so skuldig nie, né? Ja, maats, ons het almal sonde. En nou sê die Here, maar as hy bereid is om ons sondes te vergewe, wees ons dat ons mense wat teenoor ons verkeerd oortree het, dat ons hulle nie wil vergewe nie. Ja, oom Benny. Sjoe, ek het nooit daaroor so gedink nie. God vergewe vir my al my sondes en al die verkeerde dinge wat ek in my lewe doen.
Bietjie juist daarom sluit Jesus hierdie mooi verhaal wat hy vertel het af. Maats met die volgende woorde. Hy sê, as julle nie bereid is om mekaar te vergewe nie, as jy nie bereid is om jou maatjie te vergewe nie, moet jy weet, dan gaan God ook daai dag, wanneer hy kom om te oordeel, gaan hy ook nie bereid wees om jou te vergewe vir jou sondes wat jy gedoen het. So dink oom Benny, ek moet vir Nielsie vergewe. Maats, wat dink julle? Is dit? Maar ek weet jy wat, Pikkie, ek gaan nie vir jou sê, jy moet vir Nielsie vergewe nie. Kom ek lees vir jou vers 35, en dan besluit jy, of jy vir Nielsie wil vergewe. Daar so staan, maats, julle moet mooi luister, so sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Kom ek lees dit vir julle uit my gunsteling Bybel uit, die Bybel@kinders.co.za. Daar so staan, ook vers 35, my hemelse Vader het al julle miljoene sondes vergewe. Daarom moet julle ook mekaar vergewe. As julle dit nie doen nie, sal God met julle maak wat die koning met die slegte man gemaak het. Hy sal julle straf. Nielsie, ek is sommer baie jammer. Ek vergewe jou en ek is jammer oor alles wat ek gesê het. Sal jy my ook vergewe, asseblief? Maar natuurlik, Pikkie. En glo my, dit was 'n ongeluk. Ek het nie gedink dit sou gebeur nie. Ek is jammer. Vergewe my asseblief. Wag, waarvoor moet ek jou vergewe? Wat het jy nou weer gedoen? Maar Pikkie, jy het nou net gesê, Presies, Nielsie. Ek het jou klaar vergewe, soos God my sondes vergewe het. Nou ja, ek hoop julle twee onthou dat die Here vra dat ons mekaar ons foute en dinge wat ons teen mekaar doen wat seer maak, dat ons dit asseblief moet erken en dat ons dit ook moet vergewe. Broer en suster, kan ek vanmôre vir u vra, hoeveel van ons volwassenes loop jarelank met wrokke in ons harte rond? Oor iemand wat een of ander stadium iets teen jou gedoen het in jou lewe. En jy loop nou al vir jare met daai wrok binne in jou hart, omdat jy nie bereid is om daai mense in jou lewe te vergewe nie. Dalk is dit iemand wat saam met jou gewerk het. Dalk is dit in jou huwelik. Dalk is dit jou man of jou vrou. Dalk is dit iets wat jou kinders teenoor jou gedoen of gesê het, wat jou baie ongelukkig gemaak het, jou dalk baie teleurgestel het. Ag, so is daar hoeveel voorbeelde wat ons vanoggend kan noem, van hoe ons met hierdie wrok en hierdie onvergewensgesindheid in ons harte mee rondloop. Maar vanmôre wil ek vir u 'n vraag vra. Paas en maats, julle hier voor. Kan ons bekostig om iemand nie te vergewe nie? Kan ons dit bekostig dat ek en jy eendag voor die troon van die Here sal gaan staan? En vir die Here gaan sê, Here, ek is baie jammer, maar ek kon daardie persoon nie vergewe nie. En dat jy dalk die woorde moet hoor, omdat jy nie bereid was om te vergewe nie. Hoe dink jy moet ek jou vergewe vir dit wat jy teenoor my oortree het? Gaan maak vrede. My broer en suster, gaan vergewe. Maats, gaan maak vrede met daai maatjie by die skool wat dalk lelik was met jou. En dan sal jy agterkom hoe lekker is dit om weer verby daai maatjie te stap en net te sê, hallo, hoe gaan dit met jou? Om te weet daar is vrede tussen julle. En ons is nie meer skaam om vir mekaar te kyk en kwaad oor wat in die verlede gebeur het. Gaan maak jouself vry, sodat jy in vrede met mense kan lewe. Oom Benny, ek onthou sulke liedjie wat oom eendag vir my en Nielsie geleer het. Iets oor om nie kwaad te gaan slaap as jy nie sterk is nie. O ja, keer die son dat hy nie ondergaan. Kan ons hom vir die maatjies leer asseblief, oom Benny? Ag toe. Kry ek 'n roomys? Ek Ek speel. gaan dan die altaar vra. Ek sal jou vergewe vir daai een. Goed. Oom Hannes, kom help jy gou vir my maats. Ek wil gou vanmôre hierdie liedjie vir julle leer. Dis 'n nuwe liedjie wat sê keer die son dat hy nie ondergaan. Oom Nico, baie dankie. Hierdie een kan jy net so, die volgende een moet jy weer klomp keer druk asseblief. Nou hierdie liedjie maat se woorde is baie mooi. Hy begin, hy sê keer die son dat hy nie ondergaan. En dan sy koorgedeeltjie sê of die eerste versie sê
as jy nie sterk genoeg is om die son te keer, nou wie van julle kan die son keer dat hy nie ondergaan? Niemand van ons nie, nee. Ja, nie eers wie is die sterkste vermoere hierso nie, om Andrei. Selfs hy kan nie eers die son keer nie, nee. En dan sê hierdie liedjie vir ons, as jy nie sterk genoeg is dat jy die son kan vashou, dat hy nie moet ondergaan nie. Hy sê, dan moet jy maar jou woede hier in jou hart beheer. Hy sê, want die Bybel, die woord maak dit vir ons baie duidelik, dat as jy nie die son kan keer nie, moet jy gaan vrede maak, voordat jy gaan slaap. Want môre is dit dalk te laat. En daarom kom ons gaan maak vrede, voor daai son vanaand gaan slaap. Ja, ek dink om Hannes, kom ons sing om een keer deur. Julle moet luister hoe sing om Hannes, nie hoe sing ek nie, nee. En dan gaan ons om een keer deur sing, en dan gaan ons kyk of julle hom ook saam kan sing. Kyk, is julle reg, om Hannes, hier gaan ons. Ja, om Hannes het ook nou geleer. Keer die son, dat hy nie ondergaan, keer die son, dat hy nie ondergaan, keer die son, dat hy nie ondergaan, keer die son, keer die son. As jy nie sterk genoeg is om die son te keer, dan moet jy maar jou woede in jou hart beheer. Die woord is baie duidelik, jy mag nie gaan slaap, voor jy eers vrede met jou naaste maak. Keer die son, dat hy nie ondergaan, keer die son, dat hy nie ondergaan, keer die son, dat hy nie ondergaan, keer die son, keer die son. Mooi liedjie, né? Ok, gaan julle hom sing? Ok, kom ons probeer. Paas en maas, kom sing saam met ons. Dis 'n liedjie wat ek dink ons wat getroud is, dalk elke aand moet sing voor ons gaan slaap, né? Sal werk. Goed, kom ons sing hom. Keer die son, dat hy nie ondergaan, keer die son, dat hy nie ondergaan, keer die son, dat hy nie ondergaan, keer die son, keer die son. As jy nie sterk genoeg is om die son te keer, dan moet jy maar jou woede in jou hart beheer. Die woord is baie duidelik, jy mag nie gaan slaap, voor jy eens vrede met jou naaste maak. Keer die son, dat hy nie ondergaan, keer die son, dat hy nie ondergaan, keer die son, dat hy nie ondergaan, keer die son, keer die son. Ook 'n keer om Hannes, ek weet nie die paas en maas sing nie. Ek hoor nie die paas en maas nie. Kom ons sing 'n bietjie, maats, kom ons staan. Hier al die maats hier voor, kinders daar agter, kom ons staan. Sing hom uit volle bors uit, keer die son, laaste keer, die gaan ons. Keer die son, dat hy nie ondergaan, keer die son, dat hy nie ondergaan, keer die son, dat hy nie ondergaan, die son, keer die son. As jy nie sterk genoeg is om die son te keer, dan moet jy maar die woede in jou hart beheer. Die woord is baie duidelik, jy mag nie gaan slaap, voor jy eers vrede met jou naaste maak. Keer die son, dat hy nie ondergaan, keer die son, dat hy nie ondergaan, keer die son, dat hy nie ondergaan, die son, keer die son. Daar sy. En Benny, dit was dan baie lekker. Kan ons asseblief daai liedjie sing van die ou wat so hakkel? 'n Liedjie van 'n ou wat hakel. Ek ken nie 'n liedjie van iemand wat hakel nie. Is oom Benny. Oom Hannes het vir ons daai liedjie by die klippies geleer. Dit gaan so ho. Nou onthou ek wat 'n liedjie is dit. Oom Hannes, het jy daai liedjie vir ons geleer? Ons noem hom die hakkelliedjie. Noem ons hom, ja, jy het gesê ons noem dit die hakel liedjie. Ek het julle gesê daar's so 'n liedjie. Ja, maar dit gaan nie oor 'n seentjie wat hakel nie. Ons noem dit die hakel liedjie. Maats, kom ons leer gou vir die gemeente hierdie hakel liedjie. Ons sing hom eers in Afrikaans en dan sing ons hom in Engels ook, né? Ons gaan al hoe vinniger. Hoor wat sê oom Hannes. So hierdie ene vat bietjie spoed, né? Maar oom Hannes, ek kan ook nie sy drukke mooi onthou nie, so jy moet nou mooi speel. Kom ons staan. Kom maats, kom ons staan. Begin lekker stadig. Ho, Santa. Halleluja. Hey,
hy is lief vir my en ek het die vrede van die Here. Hosanna, halleluja. And I've got the joy of the Lord. Hosanna, hallelujah. Hey, sing for my Hosanna, hallelujah. And I've got the joy of the Lord. Speel nie. Sjoe, nou is ek sommer uit asem. Is jy ook uit asem? Ek ook. Kom ons sit. So my broer en suster en maats, die vraag wat ons vanmôre vra. En dis 'n vraag wat elke van ons vir onsself maar moet gaan antwoord. Is kan ek en jy bekostig om nie mekaar te vergewe wat mense teenoor ons gedoen het? Amen.